Goeiemôre, dis lekker om almal te sien vanoggend en ek is opgewonde om vanoggend saam met hierdie te deel wanneer ons in ons tweede week is van ons reeks Living One wat gaan oor integriteit. En verlede week bietjie die definisie neergesit oor wat is integriteit en wat spreek ons oor ons eie lewe. En vandag wil ek dit so bietjie verder vat. En julle weet nou, ons is besig met hierdie, wil ek amper sê reeks, die hele jaar, wanneer ons bietjie praat oor Hebreërs. En Hebreërs kom en stel ons voor aan die een waaroor die hele sentrale Bybel gaan. Hy stel ons voor aan Jesus Christus en ons ontdek God se liefde in dit, in hierdie reis waarop ons is, om te verstaan wat wil hy vir ons hê en hoe verbind ons onsself en herstel ons onsself om te kan reageer en ook te regeer soos wat hy wil hê ons moet doen op hierdie aarde. En ek dink dit is vir ons so belangrik om 'n tuiste te vind en te weet ons behoort iewers. Ons behoort aan hom, ons is deel van sy lewe, ons is deel van sy koninkryk, ons is deel van sy huisgesin. En daarvoor is dit vir ons so belangrik om deel van 'n gemeenskap te wees en 'n gemeenskap van gelowiges om mekaar op te bou. En dis wat Hebreërs ons kom help verstaan wanneer ons praat van integriteit, om hom te aanskou en deur dit leef ons so. En so ek gaan 'n bietjie verder net oor dit vandag met julle praat. Maar voordat ek daar kom, ek luister in hierdie week, so lees ek so grappie wat die ou die volgende sê, sy oom is op die sterfbed, en sy vrou staan daar by hom, en hy sê vir haar, my liefie, as ek vandag sterf, wil ek asseblief hê, jy moet met Gert trou. En sy sê vir hom, hoekom? Jy haat dan vir Gert. Hy sê, ja, ek wil hy moet suffer soos wat ek gesuffer het. Ek wil seker maak, wanneer ons praat oor integriteit en the living one en hoe ons lewe lyk, wil ek nie hê, hierdie moet jou woorde wees nie. Ek wil nie hê jy moet so leef, dat jy vir julle lewenslang wonder, hoe het ek hier gekom? Maar daar's altyd hierdie spanning, wanneer ons praat van hierdie integriteit, of wanneer ons praat oor twee konsepte, wat ek nou met julle gaan deel, maar dan praat ons baie keer van, hy het my volmaak, en verlede week het ons daarna gekyk, hy het my volmaak, en ek is nog steeds besig om te ontwikkel, soos wat hy wil hê ek moet wees, maar as ek sê ek is volmaak, hoekom voel ek dan nie altyd volmaak nie? As die Bybel sê, ek is heilig, wees eerlik, hoekom voel ek nie altyd heilig nie? En ek dink, ek is nie die enigste een wat dalk so voel nie, maar jy sit hier en jy wonder, hoekom? Want ons worstel nog steeds elke dag met swakhede, gewoontes en soveel meer, en ons wil jou help om op daai plek te kom wat jy afstand doen van hierdie worstelinge, hierdie goed wat jou terughou, afstand doen van daai spanning, maar om te kan besef, dit gaan oor my posisie. Nou, as ek net dit noem, dan voel jy al klaar daai spanning, jou bors trek toe, jou keel begin, op te swaal, maar as okay, daar's goeie nuus vir jou. En dis wat Hebreërs vir ons kom sê in Hebreërs 10 vers 14, dan gaan dit vir in die Afrikaans en Engels lees. Die Afrikaans sê, want deur een offer het hy vir altyd volmaak die wat geheilig word. Nou hy gebruik die woord heilig daar en die woord volmaak is eintlik dieselfde beginsel, is dieselfde konsep. In die Engels sê hy, for by a single offering, he has perfected for all times those who are being sanctified. En hy kom help ons om die volmaaktheid te verstaan, dat hy het ons kom volmaak, hy het vir ons heilig geword, en daardeur kom posisioneer hy ons in dit, en let op na die tyd wat hierdie spesifieke skrif na verwys, Hebreërs 10, gaan terug na die een slide toe, hy verwys na die verlede, dit is verlede tyd, maar dan verwys hy ook, maar hy praat na hierdie verlede tyd, daar gly my klats. Maar hy praat van hierdie voltooide werk, maar dan is daar ook, wat dan hy van praat van, en hy word being sanctified, wanneer hy daarna verwys, is dit hierdie teenwoordige, deurlopende tyd, wat ons gevorm word in hom, en daardeur wil ek, ons identiteit is vas in Christus, maar ons volwassenheid is juist dit waaroor hy van praat. Hy praat van ons identiteit in daai skrif, maar hy verwys ook na wie ek en jy is in Christus, en hoe ons dalk
moet groei in hom, en dit maak saak wanneer ons besef hoe Paulus in die Nuwe Testament sekere goed aanhaal, wanneer hy in Efesiërs hoofstuk 5 sê, dat ek en jy wat dan kinders van die lig is, kom ons leef soos kinders van die lig. Hy haal al my identiteit, maar dan sê hy ook my volwassenheid. Kom ons leef dan soos kinders van die lig. Hy sê ook, jy wat dan vroeër in die duisternis was, in Kolossense 3, dan sê hy, ons het nou afstand gedoen van hierdie duisternis. So kom ons leef met hierdie liefde. Kom ons leef met dit wat God vir ons gedoen het. In Galasiërs, wanneer hy praat daarvan, dan sê hy, ons is nou geesvervuld, mense wat ons identiteit het. So kom ons begin nou leef met die vrug van die Gees. Galasiërs 5:25. So ons identiteit en ons volwassenheid is wat hy kom aanspreek, en dit is hoekom ons hierdie noem the living one, om te kyk hoe leef hy, Jesus Christus, en as gevolg van sy lewe wil ek graag soos hy leef. Ek wil my lewe inrig soos wat hy wil hê ek moet leef, en daardeur praat ons van my posisionele en my progressiewe heiligmaking. My posisionele heiligmaking het hy my kom volmaak. Dis 'n done deal. Ek is nou wie hy sê ek is, en verklaar myself as heilig, dat ek afgesonder is, dat ek op 'n einde van die dag geregverdig is vir hom en vir wat hy wil doen in en deur my lewe. En ek sal later kom, want ek besef baie keer vra ons die vraag, maar wat as ek sondig? Maak dit my dan onheilig? Wat maak dit van my? En byt net vas, ons kom daar. Maar my posisie in hierdie heiligmaking is wat so belangrik is. Hebreërs 10 vers 10 in die Amplified sê, and in accordance with this will, the will of God, God se wil, who believed in the message of salvation have been sanctified, that is to set apart as holy for God and his purpose, through the offering of the body of Jesus Christ, the Messiah, the anointed one, en dan sê hy, once and for all. Dat ek en jy is geregverdig, heilig verklaar, eens en vir altyd, nie op grond van wat ek en jy doen nie, maar op grond van wat hy gedoen het. En dan sê Romeine hoofstuk 5 vers 1, hy sê, omdat ons dan uit die geloof geregverdig is, het ons vrede by God deur ons Here Jesus Christus. Nou het ons vrede. So hy spreek ons posisie aan en sê hierdie posisie wat ons het is al reeds vas in Jesus Christus, en dit spreek aan van my identiteit is in hom. Dis 'n definitiewe, voltooide, afgehandelde werk. Hy het dit vir my gedoen en dit word gedoen deur Christus Jesus. In regsterm verwys dit na na regverdiging. Ek is geregverdig in hom, en daardeur kom vergifnis saam met dit. So die vergifnis wat Jesus vir ons gedoen het, was eintlik voordat ek en jy nog selfs Christene was. Hy het dit afgehandel. Meer as 2000 jaar gelede, voordat jy en ek nog ooit gebore was, het hy gesê, die vergifnis vir die mensdom is afgehandel aan die kruis. Jou posisie van heiligmaking is in hom. Hy het ons klaar geheilig. En dan is daar 'n progressiewe heiligmaking. Dit praat van, ek word nog geheilig. So my posisie is vas in hom, wanneer ek verklaar, ek is 'n kind van die Here, en wanneer ek verklaar, soos wat Romeine 10 sê, wanneer ek verklaar, of wanneer ek met my mond bely, en in my hart glo, dat hy die seun van die mens is, sê die Bybel, dan sal jy gered word. Nie hoeveel keer jy kerk toe kom nie hoeveel keer, of wat jy betaal, of wat jy gee nie, of wat jy uitreike doen nie, niks van dit nie, op grond van dit wat ek verklaar, oor my lippe kry, en wanneer ek in my hart glo, en met my mond bely, dan sal ek gered word. Dan sê die Bybel, hy aanvaar my, en ek is heilig. En dan praat ons nou van die progressiewe heiligmaking. Nou, vanaf daai posisie my identiteit, nou moet ek begin leef, soos wat hy wil hê ek my leef, en hierdie geesvervulde proses wat saam met dit kom, is eintlik om my denkpatrone, my gewoontes, my hele leefstyl, my karakter, moet ek nou kom belyn met wat hy sê wie ek is, en wie hy sê ek is, dan is ek, en dit is 'n lewe van integriteit. Dat die manier hoe ek met my vrou te doen het, my kinders grootmaak, besigheid doen,
Die manier hoe ek met vriende werk, die manier hoe ek my vriende kies, is belyn met my heiligmaking wat in Jesus Christus is. En so hierdie voortgaande proses, hierdie progressiewe heiligmaking is 'n proses wat hy sê, and are being sanctified, and are being gemaak heilig. Dis hoe ons praat daar in Boksburg. Hy maak jou heilig, want nou moet ons tot volwassenheid kom in hom, want hy is die volwassenheid wat ons aanstreef. En Galasiërs 4 vers 19 sê, my kinders, skryf Paulus hierdie, vir hulle, hy verwys na die volwassenheid. Hy sê, my kinders, ek verkeer van vooraf weer in geboortepyne oor julle. Oor julle wat? Oor julle totdat Christus in julle gestalte kry. Ek kry weer daai pyne, want ek kom agter, Christus Jesus het nog nie gestalte in julle gevind nie. Julle leef nog nie soos wat Christus wil hê julle moet leef nie. Want ons wil net die boksie tik. Hy sê, julle doen al die tradisionele goed en al die godsdienstige goed, en julle dink dit is hoe Christus wil hê julle moet leef. Nee, dit is 'n lewe van integriteit, want ek kan dit vandag vir jou sê, dat godsdienstige en tradisionele goed bring jou nie tot 'n plek van integriteit nie, want ons sal sekere goed doen, maar wanneer ons sekere goed sê, en wanneer ons sekere goed moet uitleef, is dit twee verskillende goed. Maar Christus Jesus, wat hy gesê het en wat hy gedoen het, was dieselfde. Hy sê, tot Christus gestalte vind, op in elke oomblik en elke insig, sê hy eintlik vir ons, ek wil hê jy moet groei in jou geestelike lewe, jy moet groei in jou, kan ek sê, natuurlike lewe, in jou verhoudingslewe, in elke area van jou lewe, tot volwassenheid in Christus. Kolossense 1:28 in die Amplified sê dit so mooi ook. Hy sê, we proclaim him, warning and instructing everyone in all wisdom, that is with the comprehensive insight into the word and purpose of God. Hy sê, so that we might present every person complete in Christ, mature, fully trained and perfected in him, the anointed one. Dat ek en jy moet besef, ons is volmaak in hom. Ek weet nie wie van julle het vanoggend se Bybelversie gelees nie, op die YouVersion. Maar dit is vir my een van daai mooi skrifte, dit so deurkom, te besef ek dit belyn so met wat ek vanoggend wil sê, wanneer dit sê in Psalm 51 vers 10, dit sê, keep creating in me a clean heart and fill me with your pure thoughts and holy desires, ready to please you. Oh, create in me a clean heart. Ken julle daai liedjie? Ek gaan nou nie sing nie, want anders loop almal. Hy sê, daar moet 'n gedaanteverandering plaasvind, maar hy praat ook van 'n herskepping. En hier is 'n voorbeeld wat ek wil gebruik, en dit is die voorbeeld van die varing teenoor die eikeboom. Nou, jy kan sien hierdie twee, die van julle wat nie weet nie, aan die regterkant is die varing. Maar 'n varing kan nie 'n eikeboom word, al probeer hy so hard om 'n eikeboom te word, al probeer hy alles in sy mag, al sy pogings om net te groei, om naby aan 'n eikeboom, ek wil geplant word hier langs 'n eikeboom, sodat ek, soos hierdie eikeboom kan word. En dis baie keer wat jy dit sien, dat jy sien dit in die forest, waar hierdie eikeboom en hierdie varing langs mekaar is, maar nou wil hierdie varing probeer wees soos hierdie eikeboom. Dit gaan nooit wees nie, jy kan maak wat jy wil, 'n sondaar kan nooit geheilig word nie, 'n sondaar kan nooit 'n kind van die Here word en probeer met sy eie pogings 'n kind van die Here word of 'n volwasse persoon in Christus. Hy kan doen en maak wat hy wil, omdat sy natuur sondaar is, gaan hy altyd 'n sondaar bly. Amen. Eina, byt net vas. Ek sien van julle soos in, ek het nog gisterand gesondig. Want dis baie keer wat ons probeer doen.
Ons probeer hard werk om soos hierdie eikeboom te word, om soos hierdie boom hier langs my. Ek wil probeer net soos hy word, of dalk is jy die eikeboom en langs jou is daar ervaring en al wat jy wil doen, ek wil net beter as die ervaring wees. Maar eintlik, wanneer ons daarin besef ons, voor Christus bly jy ervaring, jy kan niks anders word nie. Jy moet 'n eikeboom word, en hoe word jy eikeboom? Is om te sterf in jouself, en 2 Korintiërs, hoofstuk 5 vers 7 sê vir ons die volgende: daarom, as iemand in Christus Jesus is, sy posisie, dan sê hy, is hy 'n nuwe skepsel. Hy het hom nie net gesnoei nie, hy het hom heeltemal uitgehaal, oorgeplant, so jou, kan ek sê, jou vrug, kan ek sê, die wortels wat jy nou skiet, die saad in waar jy geplant is, die saad met wat jy geplant is nou hierdie nuwe lewe, die ou dinge het verbygegaan, kyk, dit het alles nuut geword, ek is nie meer ervaring nie, ek is nou herskep, ek is nou 'n nuwe skepsel, en daardeur is ek nou 'n eikeboom. En nou sê, dit in die Engels so mooi, in die Amplified, they say, therefore, if anyone is in Christ, that is grafted in, joined to him by faith in him as a Savior, he is a new creature, or new creature, reborn and renewed by the Holy Spirit. The old things, the previous moral and spiritual conditions have passed away, and none say, behold, kyk, new things have come, because spiritual awakening brings new life. Nuwe lewe. Hoe word ek 'n eikeboom? Deur wedergeboorte. Hoe word ek 'n eikeboom? Om te sterf van myself, en wanneer ek wedergebore word, dan verklaar ek met my mond, ek bely met my mond, Romeine 10, en glo in my hart, dat Jesus Christus my redder is. Dis hoe jy gered word. Almal wat dit al gedoen het, sê amen. So jy's 'n eikeboom op grond van dit, en dit posisioneer jou, maar nou sê mense baie keer, maar wat nou, want dit gaan nie oor wat ek gedoen het en my prestasies nie, dit gaan oor wat ek ontvang het in die geloof. Ek het Jesus Christus ontvang in geloof, en nou is ek 'n eikeboom, dit is wie ek is. Maar nou moet ek begin leef, en nou moet ek begin groei, soos 'n eikeboom, en dis op die einde van die dag, wanneer ek hierdie wil maak, om te vra, so, wanneer ek nou 'n klein eikeboom en 'n groot eikeboom kyk, dan vra ek myself of, hier is die klein eikeboom, daar is die groot een, is die klein een minder 'n eikeboom as die groot een? Nee. Hulle dra dieselfde DNA. Die klein eikeboom is maar net 'n baba eikeboom. Maar nou moet hy groei tot volwassenheid. Nou moet hy begin groei soos wat hierdie groot eikeboom word. En vir jou en my as Christene, as kinders van die Here wat bely het met ons mond en in ons hart glo dat Jesus Christus die Here is, ons moet nou ons volwassenheid bely. En kan ek net sê, in hierdie proses om in ons volwassenheid te groei, om soos hy te word, van hy is die groot eikeboom, om soos hy te word, gaan ons foute maak. Maar dit verander niks aan jou posisie nie. Maar omdat ek weet wie ek is, wil ek nie meer leef soos wat ek was nie. Ek wil graag leef soos wat hy wil hê ek moet leef. Ek wil graag leef soos dit. Ek wil die verskil in my eie lewe sien. Jy sien hierdie klein en hierdie groot eikeboom, daar's geen verskil in posisie by hulle nie. Want hoekom? In Christus is daar nie 'n posisie van groot Christen en klein Christen, 'n Christenrees en 'n dominee en 'n pastoor. Almal is kinders van die Here. So ek is Louwelen Wenaar en dit is pastoor Benny. Net jou. Dis wie ons is. Benny het dit nou so mooi gesê, ek en jy is in vennootskap met hierdie droom, wat beteken dieselfde, ek en jy moet dieselfde autoriteit opneem, ons moet dieselfde accountability opneem en die verantwoordelikheid opneem vir ons gemeenskap. Ons wil leef soos wat Christus wil hê, ons moet leef. Ek is hierdie eikeboom, maar daar's 'n proses.
Die progressiewe heiligmaking is om my te kry om te word soos hierdie groot eikeboom. En as klein eikeboom is die progressiewe heiligmaking is om my te kry om daar te wees. En as 'n ervaring is dit nie om my daar te kry nie, dit is om ontslae te raak van my ou natuur en 'n nuwe natuur aan te neem. En nog 'n voorbeeld is om dit te besef. Wanneer Efesiërs 4 vers 15 sê, nee, ons sal in liefde by die waarheid bly en so in alle opsigte groei na Christus toe. Hy is immers die hoof. Die skrif skryf hierdie in terme van ons volwassenheid, om volwasse te word soos wat hy is. 2 Petrus 3, wanneer Petrus hieroor praat, dan sê hy, onthou, daar gaan baie keer valse goed kom, valse leerlinge. Hy sê, hy sê, jy moet pas op, moenie daarin dwaal, dat slegte mense jou aftrek om te word soos wat hulle nie. Hy sê, nee, vers 18, hy sê, sorg liewer dat julle steeds groei in die genade en in die kennis van ons Here en Verlosser Jesus Christus. Aan hom behoort die heerlikheid vir altyd en vir altyd. Amen. Kom ons groei in hom, in sy genade, in sy kennis, nie op mensgemaakte opinies nie, nie op wie ek was nie, maar ek wil graag wees soos hierdie groot eikeboom. En so kan 'n sondaar bly, ja, totdat jy bely met jou mond, totdat jy hom aanvaar. En nog 'n illustrasie is die illustrasie van burgerskap. Jy sien, burgerskap kan jy kry in 'n ander land. Daar's 'n storie van Michael Ethan, 'n Britse teoloog, wat hierdie storie vertel terwyl hy in Kenia is en hy sê terwyl hy daar is, wil hy Kenia se burgerskap opneem. En in daai oomblik het hy al hoeveel keer sy applikasievorms ingevul en hy wag so lank en hy daar neer gaan sit en dit ingehandig en hy wag en eendag toe ontmoet hy iemand wat bevriend is met die minister en hy vertel vir hierdie vriend van hom, luister, dis wat gebeur en hierdie vriend van hom vat toe sy applikasievorm en hy gaan na die minister toe en hy sê vir die minister, hierdie is 'n ou wat sy lewe al gegee het, hy's al so lank hier in Kenia en hierdie word nie toegestaan nie, kan jy asseblief hierdie toestaan? En in een oomblik teken die minister daai burgerskapvorm daaraan, daai vorm wat hy ingevul het en hy teken dit en daar maak dit van hom 'n burger, dit gee vir hom burgerskap. En jy sien, hierdie burgerskap gee vir jou 'n sertifikaat. Nou ek het net die Amerikaanse een, dit het vir my die mooiste gelyk. Jy kry 'n sertifikaat saam met dit. Jy sien, dit gee my burgerskap, dit gee my identiteit, dis wie ek is, dit gee ek is nou hierso, en dan gee dit vir jou outomaties, so in een oomblik 'n handtekening sê, in een oomblik is jy nou burger van hierdie land, en in een oomblik kry jy 'n paspoort van hierdie land, en dis wie ek is. Jy sien, ek vra baie keer vir mense die volgende, wanneer ons praat van daai sertifikaat wat vir jou burgerskap gee, is jou doopsertifikaat wat jy kry, is dieselfde gewig. Maar wat doen ons met ons burgerskap? Jy sê dit wil almal sien, ek sien deesdae op sosiale media, as mense geëmigreer het, dan die eerste ding as hulle burgerskap opneem, dan neem hulle foto as familie, daar by die ambassade, en hulle sê, hallo, dis wie ons is, #, ons braai nie meer nie, we barbecue. Want dis wie hulle nou is. Michael Ethan sê die volgende, hy sê, toe hy dit opgeneem het, was hy hierdie burger gewees. Een oomblik het iemand sy handtekening opgesit en hom 'n burger gemaak, en een oomblik toe ek verklaar, ek is 'n kind van die Here, toe ek met my mond bely en my hart glo, het Jesus my in een oomblik sy handtekening opgesit en die stempel gesit en gesê, jy is heilig, want dis wie is, jy is nou 'n burger van hierdie koninkryk. Goeie nuus. Amen. Maar dan is daar ook 'n verklaring wat jy maak, publieke verklaring, en dit is jou doop, ons het dit nou gewys.
Wanneer jy gedoop word en uit die water uit opkom, dan sterf jy in jouself en jy word 'n kind. Wanneer jy neem aan hierdie autoriteit as burger en daarvoor gee ons vir jou sertifikaat. Nie dat jy hom daar in die onderste laai gaan gooi en dink, ek het dit nou klaar gedoen, I've done this. Nee, maar vat daai ding wat jou kan herinner, ek is 'n kind van die Here, ek is 'n burger van hierdie koninkryk en dis presies wat daar gebeur. Maar Michael Eaton sê, een signature het dit vir hom gebring. Hy sê, maar op die einde van die dag was daar 'n kultuur wat hy moes aanneem. Hy moes later leer om Swahili te praat. Hy moes later leer om ophou tee te drink en bietjie koffie te drink, soos wat die Kenianiete te drink. Die mense van Kenia drink. Hy sê, jy moes ophou om al hierdie goed te doen, soos wat die Britte doen, maar ek moes dit aanvaar, 'n nuwe kultuur. So ophou goed doen, soos jou ou natuur en word volwasse in Christus Jesus. Neem hierdie nuwe natuur aan en word herinner deur hierdie sertifikaat. Net so na Christendom is ek en jy nou deel van 'n koninkryk. Ons posisionele heiligmaking is afgehandel. Maar ons progressiewe heiligmaking is waarmee ons nou besig is. Alles wat ek doen in my lewe, kyk ek na hierdie groot volwasse eikeboom en sê, dis wie ek is. Alles wat ek doen, wanneer ek burgerskap opneem, dan kyk ek na die koning, of die president, of die grootste ambassadeur van daai instansie, dan kyk ek na hom en ek wil graag wees soos hy, en dit is wie Jesus Christus vir ons is. Daarom, sê Romeine 8 vers 1. Daarom is daar nou geen veroordeling vir die wat in Christus Jesus is nie. Vir die wat nie na die vlees wandel nie, maar na die gees. Hoewel en ek maak baie keer foute, ek misluk baie keer. Luister, jou mislukking gaan jou help om jouself te vorm soos wat hy wil hê jy moet wees. Mislukking is nie meer veroordeling nie, dis eintlik 'n uitnodiging om te groei in hom. Dis eintlik wat dit is. Ons is oortuig hiervan, van oortuiging trek my na God toe. Veroordeling stoot my weg van God af. Maar ek moet opstaan en sê, Here, ek weet wie ek is. Filippense 1 vers 6. Hy sê, ek is oortuig dat God die goeie werk wat hy in my begin het, dit wat hy begin het toe ek hom net aanvaar het in my posisie, my posisionele heiligmaking, toe ek hom aanvaar het, hy sê nou wil hy dit voltooi om te word soos wat Jesus Christus is. En Here, hierdie progressiewe heiligmaking, ek streef om soos U te wees. Ek streef nie om soos my verlede en die opinies nie van hierdie wêreld nie, maar wat wil U hê ek moet doen? Onthou julle daai bandjies? Dit beteken, what will Jesus do? Vir van julle in die ou lewe, wat wil jy drink? Die nuwe lewe, what will Jesus do? In elke area van my lewe. En so ek is geheilig in hom. Maar nou moet ek begin leef in hierdie integriteit van die progressiewe heiligmaking. Hy wil jou kom heilig. Hy wil hê met anders leef. Maar jy's die een wat sê, Here, ek gaan groei. Ek is al reeds hierdie klein eikeboom, maar ek wil groei om soos 'n groot eikeboom te wees. En dalk sit jy hier so vanoggend, en dalk vir 'n oomblik jou oë toemaak. En dalk sit jy hier so vanoggend en jy sê, ek is nog ervaring. Ek het nog nooit met my mond bely en in my hart geglo dat Jesus Christus my Here is nie. Ek is hierdie ervaring. Net daar weer is, jou hand in die lug opsteek. Net so vinnig. So hier is ek, dankie Jesus. Nog altyd geglo dis wie ek is. Wil die Here vandag jou kom herstel, kom vernuwe. En ek wil jou vra, as jy hand opgesteek het na afloop van die diens, dat jy na ons gebedsgroep toe gaan. Dat mense jou sal help om hierdie progressiewe heiligmaking te kan ontdek in jou lewe. Jy sê, Vader, ek wil kom bid vandag vir mense wat hulle hand opgesteek het. Wat sê, Here, ek wil 'n eikeboom word.
en nie ervaring bly nie. Verander vandag hulle lewe in Jesus naam. Maar ek wil ook bid vir mense wat sê, Llewellyn, ek is hierdie klein eikeboom en ek bly klein. Ek kan nog nie my volwassenheid in Christus ontdek nie, maar ek wil vandag daai stap neem in geloof om in volwassenheid te groei na hierdie groot eikeboom toe. As dit jou begeerte is, staan op saam met my. Sê ek gaan hierdie pad stap om anders te leef, om anders seker goed te doen. Want ek is nie meer ervaring nie, ek is 'n eikeboom. Ek wil nie klein wees nie, maar ek wil groot wees vir sy koninkryk. Amen. Amen. En so Vader, vanoggend wil ek kom bid vir mense wat op hulle voete staan, wat sê ek wil hierdie pad begin stap vandag, om te groei in my volwassenheid in Jesus Christus, om 'n lewe van integriteit te kan leef, wil ek vandag bid. Laat U wil geskied oor elkeen van hulle. Laat hulle vandag hulle lewe kom belyn met U wil, U plan, en Heilige Gees, mag U kragtig deur hulle werk vandag. Mag U hulle kom herinner aan die toekomsplan wat U vir hulle het. En mag U vandag die geskiedenis kom uitwis, Here. Mag U dit kom totaal en al kom vernietig in ons lewe. En mag ons aangryp dit wat U vir ons gestoor het. In Jesus naam kom spreek ek dit. En as jy dit glo vandag, sê saam met my, amen. Amen. Staan saam met my. En dan gaan ons hierdie liedjie saam sing om te verklaar wie ons is. Amen.